Radio Fynbos luisteraars, ons vertrou, julle is dan nou ingeskakel met 'n koppie koffie of 'n heerlike koeldrankie in hierdie warm, wonderlike somersmiddag. Nou ja, almal hou nie van somer nie en ons almal is mos nou maar verskillend gemaak, so ons begin sommer by die een wat nie van somer hou nie. Jackie, baie welkom by julle program. Ons gesels oor alles en nog wat. Ja, dankie Leonie. Welkom Leonie is hier, Veronica is hier en natuurlik wat ons op die lug hou. Ons Chantay, sy is hier so regisseur en klankingenieur. En luisteraars, ja, kom ek val sommer weg aan mee. Goeiemôre al die luisteraars. Want Gerard Enright het vir my gesê ek groet almal behalwe stilbaaiers. Môre al die stilbaaiers en môre almal. En welkom Veronica. Baie dankie Jackie. En ja, ek is toch so bly Leonie dat jy hom 'n beurt gegee het om môre te sê van wie het vir die hele week gehuil omdat ek verlede week geslip het om vir hom die beurt te gee om vir die luisteraars môre te sê. So, goeiemôre luisteraars van Radio Fynbos hier uit Stilbaai se ateljee. Ja, nou lekker is dit, ons gaan vandag bietjie mense probeer laat skaterlag. Ons het so besluit om 'n bietjie die program te verander op 'n positiewe manier, want ons gaan nou in 'n druktyd in van ons. Dink meeste van ons in Stilbaai gaan nou in 'n druktyd in. Het sy dit omdat ons lekker kan queue staan by die supermarkte. Jy weet wat die lekker daarvan is, dan kan jy lekker met die ou voor jou praat en agter jou praat en so sien jy die minute gaan verby. Is dit nie lekker nie, Leonie? Dit is so, daar's maniere om te kyk na dinge. Ek bedoel, mens kan altyd sê as jy in 'n ry val, dat jou geduld begin toets word, maar ek sê een ding, in Stilbaai moet ons nie kla oor rye nie. Verseker. Nie of ons in 'n bank is of by die munisipaliteit of waar ons ook al is nie, ons het geen rede om te kla nie. Ja, jy weet, even by die gister was ek toevallig by 'n motorhawe gewees vir bande omruil. En tot daar het ek in die queue gestaan en dit was so lekker, ry in, doen, daar gaan jy. Wat nie lekker is, as jy in 'n ander deel van die land kom, en jy sien daai lang queues, ons is so bederf. Ons is so bederf. Jy weet, baie mense sal vir my vra, ek hoor Desember is die verkeer so heavy. Dan sê ek, relatief vir stilbaaiers is dit verskriklik baie. Maar vir julle kom van daarbo af, vir julle gaan dit alledaags wees. Want daar staan hulle queue. Hoe daai een ou altyd gesê, bumper to bumper. Goed mense, en dan, ja, ons is so trots om dit te sê. Onthou nou, alles is, partykeer nie alles nie, baie keer is dit ons goed tong in die kies. Maar hoe verras was ons nie Sondag om op kaartblaans te sien, hulle gesels oor die spook van Uniondale. Dit is ongelooflik, ons het dit voorheen uitgesaai, spook van Uniondale onder andere, en ek weet nie wie van julle die program gesien het nie, maar dit was baie interessant om te sien hoe daai geval, ek weet nie of geval die regte woord is nie, die dorp op die map gesit het. Baie goed is gebou, menus is gebou om die spook, en menus is, restaurante se name dit. Nou toe sien ons carte blanche aan dit uit, en nou ja, ons het geen twyfel dat hulle na Radio Fynbos se uitsending geluister het 'n paar woensdae terug nie. Toe dink hulle, Jesus, wat so 'n goeie idee kom uit Radio Fynbos van Stilbaai. Dit is wat ons graag wil glo, luisteraars. Nou ja, Veronica, Nou ja, droogte. Droog, ek is nogal by die ander goeders, Jackie. Okay, gaan maar. Ja, maar die toeloop van mense in Desember vakansie, maar ek dink jy het dit genoem, kom ons praat bietjie oor die waterbeperkings. Heiliglik is daar geen waterbeperkings nie, maar met die droogte glo ons, of ja, is ons amper seker dat ons gaan waterbeperkings weer hê. So gerugte is dat daar wel samesprekings is om dit weer in te stel. Ja, dit is nie net met die mense wat gewoon vakansie hou nie. Ons wil nie ons vakansiegangers afsit en sê, nou het ons waterbeperkings omdat julle hier is nie, maar wel met die droogte en ons kort nogal reën, so ek sê. Ja, en ons die groot, ek het nou die dag met 'n boer weer gesels, toe sê die groot probleem is dat ons reenseisoen is amper verby. En dit is vir hulle 'n groot bron van kommer. Nou ek dink altyd so daaraan, ons wat bekommerd is oor ons grasperke en blomme, hoe bekommerd moet 'n boer nie wees nie?
Jy weet, ek kry hulle bitter jammer. Dit bly maar een van die grootste besighede wat daar is in Suid-Afrika. En ek dink amper ek wil my verstout om te sê met die grootste risiko ook. So ons salueer regtig ons boere want dis hulle wat ons groente en vrugte en alles ons rakke vol hou. Nou hoekom ons praat van droogte? Kom ons kyk bietjie na die damme se stand. Die Korentepoortdam is 67,2%. Verlede week was hy 70,6%. Verlede jaar hierdie tyd was hy 100,7% vol. Wys vir jou hoe gebruik ons water en natuurlik het verdamping ook 'n groot invloed. Ja, ken jy die Korentepoort, dis nie 'n vasvraagwedstryd nie, maar waar is hy? Watter area is dit? Daai kan ek antwoord, dis naby Riversdal teen die berge op. Okay, en dan die Duivenhoeks? Ek het gehoop jy het gestop by jou eerste vraag, maar jy gaan aan. Maar ek dink hy is in Heidelberg, naby Heidelberg, as ek dit nie mis het nie. Luisteraars, julle is welkom om ons te laat weet. En Duivenhoeksdam is 64,6%. Verlede week was hy 73,8% en verlede jaar ook 100,7%. Nou ja, Olive Grove en Jongmansfontein, ouder gewoonte, 100% vol. Nou, waar is Jongmansfontein? Weet jy, Jakkie? Weet jy nou, ek gaan bietjie op die maps kyk. Ek moet hom harde tyd gee, luisteraars. Wag. Onder die bus ingooi, Leo nie? Ek gooi hom onder die bus, Leo nie. Luisteraars, so, ek dink julle moet so bietjie Google nader trek en bietjie kyk waar is Jongmansfontein. Dan sien julle hoe naby aan Stilbaai is dit. Ja. Regtig vir die wat stappers is dit stap afstand Jongmansfontein toe en met 'n baie mooi staproete. So ons gee vir julle so ietsie deur. Julle wat kom kuier in Stilbaai een van die dae. Hier is baie om te doen. Dit bly my, julle sal nie ons dorpie ooit vergeet nie. Ekskuus tog Leonie, laat ek jou nie rede val. Dit bly 'n mooi prentjie as jy so afgaan naby die afdrand naby Dryford na Jongmansfontein en jy kyk so heeltemal oor die see. Dit bly maar net pragtig. Ons is baie bevoorreg. Ja, en veral as jy partykeer dolfyne sien, hè. Ja, dan is dit eers baie spesiaal. Baie keer as ons hier lang hoogte afkom in Stilbaai in. Onthou jy dat as kinders dan sê ons altyd kyk wie sien eers die see. Ja. En as jy daai lang hoogte afkom dan dink ek altyd aan daar sien ek die see. Ja, dis lekker. As jy in Oudtshoorn is, kyk wie sien die eerste volstruis. Ja. Wat sal ons sê van ons wat Vrystaaters is, Leonie, wat sal ons sê van die Vrystaat? Wie sien die eerste Mielielande of? Wie sien die eerste plat? Ek wil amper sê wie sien die eerste vriendelike mense daar, want hulle is almal vriendelik. Okay. Raai die kom van die Vrystaat af. Luisteraars, as julle ons wil kontak, ons is lewendig klink. Julle kan hoor ons is lewendig. Ons is regstreeks uit ons ateljee in Stilbaai. Dankie Radio Fynbos vir die platform. En julle kan ons kontak. Ons lees ons WhatsApp in die ateljee 082 781 9025. 082 781 9025. Nou gaan ons sport toe. Ja, ons moes eintlik almal hier met ons Springbok hemde gesit het volgend. Ja, met 'n nommer 13 of 'n 14 op. Ja, net nie iets roois aantrek nie. Ons is moeg vir rooi kaarte. Weet jy, nou kom ek gooi julle twee bietjie voor die bus in, die twee dames. Ek het nou die dag 'n goeie idee gekry. Toe iemand gepraat, mense moet partykeer goed in die lewe omruil. Jy weet, ja, of gesegdes of so iets. Ja. So wat jy eintlik sê, wat jy eintlik nie bedoel nie. Nie heeltemal, ja, dit moet nou vrou jou nie my vas. Ek wonder of sy's 'n dokter nie. En ek kan nie antwoord nie. Maar kom ek sê vir jou soos die een ou vir my gesê het, ek is bekommerd oor my vriend. Sy egskeiding is op die rots as sy vrou wil terugkom. Nou sulke snaakse goed. Nou hierdie ene is nou 'n ander ene. Daar's 'n gesegde wat sê bo blink en onder stink. Maak dit sin? Daar is so gesê. Ja, daar is. Ja. Nou ek dink ons in Radio Fynbos moet dit omdraai. Ons moet eendag hier inkom en bo stink en onder blink hê. Iets leliks bo aantrek. Hoekom nie? Ons doen dit.
Lyk my liewe ek sien ken nie van nie, want ek Ja, liewe Heksie is 'n baie grand vrou, hoor. Ek kan vir julle dit sê, so ek kan verstaan hoekom sy dit nie verstaan nie. Ja, ons moet Maar ons doen dit. Ons trek bo aklig aan. Ja, en onder dan. Ja, onder gaan die mense nie regtig sien nie, Leo. Maar in elk geval na die Zoom van 2020 dink ek moet niemand opgestaan het voor die rekenaar nie, want ons almal was gedres vir sukses aan die bokant en onder is met pyjamas geloop, so kom ons erken dit man, hè? Ja. Maar in elk geval, toe doen die bokke dit weer. Yes, man, met 14 man. Ai, dit vat guts, baie beplanning om die waardeur die dif te trek. Op 'n keer met 13 man, kan jy dit glo? Het ons gewen. En ek het ook gekyk, en ek het weer net die tweede helfte gekyk, en het werk weer vir my die tweede helfte eers. Ja, en typies van ons Suid-Afrikaners is dit nie lekker hoe ons is nie. Ons het altyd 'n humor, al is daar 'n swart kant aan wat gebeur het. En swart klink nou verskriklik donker. Dit is nie so donker nie, maar ek wonder hoeveel spanne sou dit gemaak het. Nou hier het ons weer 'n stukkie humor ingekry van mense. En dit is die wêreldranglys van internasionale spanne, rugby spanne. Nou obviously nommer 1 is die Springbokke. Dis nou wat volgens die lys is, en nommer 2 is ook die Springbokke, maar met 14 man. En dan die Nieu-Zeelanders en Engeland en so aan. Is ons nie great nie? Ja, kyk, en ingegooi iets baie interessant in slip, soos hulle sê. Ek het nou eendag met 'n dame gesels hier in een van ons apteke, en haar kinders en kleinkinders bly in Nieu-Seeland. En sy sê vir my hoe daar's 'n woord, ek gaan nou kom, hoe hulle oor die HK is. Die in Nieu-Seeland, nie net die rugby spelers, die All Blacks nie. Sy sê wanneer byvoorbeeld kinders atletiek doen of presteer in die skool, dan het hulle 'n groepie in daai skool wat die HK vir daai kind spesifiek kom doen in die klas. So dis ongelooflik, sy sê, en baie keer daai kindertjies leef hulle so in dat die trane loop terwyl hulle hierdie HK vir hulle maatjie in die klas doen. Ja. Sjoe, wat 'n kultuur, né, wat onderhou word. Ja. En nie het ek gedink die HK's is uitgedien. Ja, maar dit lyk so wreed, maar ek sê vir my, ek kry altyd die idee, dis so wreed, ek gaan jou aanvat, whatever, wat hulle sê kom, maar bedoel. Toe sê sy, nee, daai ding is regtig 'n groot, sensitiewe ding oor ons in hulle gemeenskap. Ek onthou daai tyd toe ons gewerk het met die ander oorseese mense, aan die ander kant toe ons daar was, en daar was 'n Nieu-Zeelander gewees, 'n jong seun. Nou vertel hy vir my hoe erg hulle oor rugby is, verskriklik. Hy sê as die All Blacks verloor, dan sak die aandelepryse ook in Nieu-Zeeland. Of dit so is, weet ek nie. Maar anyway, wat ek vanmôre vinnig gelees het, dames en luisteraars van Radio Fynbos, die rooi kaart wat ons gekry het Saterdag, of wat Franco Mostert gekry het Saterdag, is verander na 'n geel kaart toe, so hy kan die volgende game speel. Wat goed en wel is, my vraag is net, ek weet nie vir hoeveel minute nie, seker maklik 50, 60 minute, moes ons met 14 man gespeel het, wat onregverdig is, sê nou ons het verloor. Dit is goed en wel om agterna dit geel te maak, maar nog steeds het ons en ons toeskouers moes gekyk het na 14 teenoor 15. Bejammer ek myself, nou is dit nie lekker nie, man. So verder word komies genoem dat niemand asseblief vir die bokke Valentynsdag rooi kaartjies moet gee nie. Dit gaan nie lekker afgaan nie. Ons het genoeg gekry. Ja, gaan ons nou na 'n song luister, Chantay. Ek dink sommer hierso iewers te gaan dit inpas. Dit is reg, ja. Mense, dis funny songs wat ons gekies het. Dis eintlik snaakse songs, lag daaroor, ons is vandag in 'n lag by. Ons begin sommer met koffie. Ja. Ja, luisteraars, daar het julle geluister na Chef by die koffie. Ek weet nie van julle, wie van julle onthou nog daai song nie. Hy's gesing deur Dani Pretorius en glo dit of nie, Vanus Rautenbach het die liedjie geskryf. En alles doen ons vandag om net 'n bietjie snaaks te wees. Die volgende stukkie wat ons nou gaan lees is nie snaaks nie.
Ja, dit is Radio Fynbos wonder wie kan Clarence Keiter van TV onthou. Hy was die aanbieder toe wyle Nelson Mandela vrygelaat is. Ons sympathiseer met vriende en familie oor sy heen gaan. En dan moet ons luisteraars van Stilbaai onthou, daar gaan môre geen elektrisiteit wees van tussen 10 en 4 uur. Noodsaaklike onderhoud moet gedoen word. Alternatiewe datums is eers komende Vrydag. Nou ja, net soos in die geval van Carte Blanche, wat ons storie gegryp het oor die spook van Uniondale, wel ek glo die munisipaliteit het besef dat ons program Woensdae is. En wanneer ons praat van alles en wat, en nog wat. Ja. So hulle het dit uitgestel na Donderdag toe. Dankie. Vertel net Veronica, wat het ek op die emoji gesê? Toe hulle gesê dit is Woensdag, toe sê ek my gunsteling woorde, kom ons kyk. Ja. Ja, dit was goed. Ja. Dit baie well done, ja. Nou ja, soos julle gehoor het, vandag is ons radioprogram, wil ons bietjie van formaat verander, ons hoop dit draai julle goedkeuring weg. Kontak ons, Radio Fynbos luisteraars, kontak ons, 082-781-9025 hier in die ateljee, ons wag vir julle boodskappe, wat dink julle daarvan? Ons wil graag, ons het snaakse, julle die eerste song gehoor, song, snaakse humor, ons hoop julle dit geniet, so laat hoor asseblief vir ons, terwyl ons hier besig is met die regstreekse uitsending. Nou ja, ek het al gepraat van Gerard Enright wat my op die vingers getik het. Gerard, ek het die Stilbaaiers gegroet, ou maat. Dankie julle hier my tereggewys het. Ek dink die oomblik was seker te groot laas week. Nou ja. Leonie, gaan jy vir ons die Bybel tydens die oggend Bybelstudie deel Ek sal omvat. Nou ja, die vrouens het nou gesels hoe om 'n liefdevolle verhouding met hulle man te kan inleef. Die studieleier vra toe, hoeveel van julle is lief vir julle mans? Al die vrouens het natuurlik hulle hand opgesteek, en toe vir hulle, wanneer laas het julle vir julle man gesê dat julle lief is vir hom? 'n Paar het gesê gister, vandag, en 'n ander kon nie onthou het nie. En toe sê die studieleier, sommer dan nou, stuur nou sommer 'n boodskap, ek het jou lief, liefling. En na 'n paar minute het die mans toe terug geantwoord, en hulle moes dit hardop gelees het. Nou, die een WhatsApp het gesê, ma van my kinders, is jy siek? Die ander vrou se WhatsApp het gesê, het jy die kar gestamp? Die ander vrou het 'n WhatsApp gekry van, verstaan nie wat jy bedoel nie, wat het jy nou aangevang, met klomp vraagtekens. Die ander WhatsApp was, droom ek? En nog 'n WhatsApp het afgegaan, sê hoeveel jy nodig het. Dan was daar nog 'n WhatsApp, vir wie was die boodskap bedoel? Die ander WhatsApp het gesê, jou ma kom alweer kuier, nee. En hier was nou 'n ernstige emoji boodskap. Jy het beloof om nie deur die dag te drink nie. En die ander boodskap was, baie bekommerd, waar is jy? Word jy gehijack? Dat is lekker sulke komiese goed, nee, om hoe waar dit is, weet ons nou nie, maar dit maak lekker om te lag 'n bietjie, en ek hoop julle luisteraars geniet dit. Terwyl jy nie dit gelees het, het ek nou gesit en wonder, as ek nou vir Jackie dit stuur, want hy weet daai, ons noem mekaar nie liefling nie, so hy gaan definitief dink, hier het 'n tikfout, of 'n nommerfout, of wat het my vrou vanoggend gedrink, wat sy nie moes gedrink het nie. Jackie, wat sou jou reaksie gewees het? My reaksie sou gewees het, okay, waar moet die volgende meubels heen geskei word in die huis? Net in die huis, of in odds en ends? Nee, odds en ends is jou werk. Maar die huis, kyk, Veronica verander sommer goue sitkamer na 'n eetkamer, en 'n eetkamer na 'n sitkamer. Onthou julle, luisteraars, onthou julle daai advertensie wat op TV was, waar die ou so inkom, sy tas neersit en bommeltjie slaan op die rusbank. En dan sal nie meer rusbank meer. Dan, ek sal al lang... In die Wesselse huishouding. Jy moet erken, ek het baie afgeskaal, maar gister het ek 'n dame aangetrek, 'n pop aangetrek, en in die een hoek gesit, en toe Jackie 10 minute later daar kom, toe staan die pop in 'n ander hoek, toe is Jackie heeltemal verward. Sê ek van jy gaan laat die pop so siek word in die geskeiwerry. Ag, dis lekker. Dis lekker om te lag, en dis baie, baie belangrik ook. Nou,
ja, wat doen ons arme mans? Ons is, ja, ek spot altyd as Veronica vir my sê, jy het iets verkeerd gedoen. Dan spot ek altyd, dan sê ek, al fout wat ek gemaak het, was, toe ek gedink het, dit was 'n fout. En dan verloor sy haar sin vir humor. Nou ja, daar as luisteraars en veral dames wat vir ons luister vanoggend, het julle al gesien dat as jy vir 'n man probeer sê maak so, dan sal hy sy eie kop volg. Wel, ek dink 90% mans, daar gaan wel 10 wees, 10% wat nie so is nie. So 'n mans lees 'n hele instruksie manual. Wat is die Afrikaanse woord vir manual, maar in elk geval nadat hulle alles verkeerd gedoen het. So hulle doen eers alles en dan doen hulle dit verkeerd en dan gaan hulle die boek soek om te kyk hoe hulle dit moes gedoen het. En 'n man sê, ek sal gereed wees in 5 minute. Dis die grootste leuen. Hierdie was vir my 'n interessante een. Ja, baie. Ek weet nie of dit regtig miskien nee, onder die verkeerde hoofie was nie. Ek weet ook nie. Ek weet nie, hoe dink jy? Wat die een van die 5 minute. Ja. Ek moet sê, daar moet ek Jackie bietjie komplimenteer. Hy wag gewoonlik vir my, nie lank Dis nie, hoe maar ons sê. dan raak hy ongeduldig. Ja, so dit is andersom. Ek sou sê, ons gee die mans die krediet daar, dis meer die vrouens. Of hoe voel jy, Leonie? Ja, ek dink vrouens is meer in daai kategorie, want julle kan mos maar nou net in die kar gaan sit en wag en ons moet die hond uitsit en die kat se hare kam en die kat se ver van die bed afhaal en elke ding doen. En natuurlik daar die lipstifie aansit wat jy so van hou. Ja, so dis nie dat ons as pres lank is. Natuurlik nie. Kyk, en as hy my wil stres, dan moet hy nou in die motor gaan sit en ek gaan nou sommer dit in Engels sê, hy moet nou in die kar gaan sit en dan moet hy die kar aanskakel. Kyk, dan raak ek heeltemal de mekaar. Dan vat ek nog 20 minute langer. Ja, en ek wil nog eendag so ver gaan, ek kry daarom myself gekeer, ek wil nog eendag so ver gaan om die hoed erop te druk. Dan sal ek glad nie uitgaan. Ja, dit sal ek dan nie doen nie. Mans verloor nie items nie. Hulle het net selektiewe nie sien oomblikke. Waaroor kan ons lank bly? Baie harde antwoord. Goeie antwoord. Nou ja, niks verwar 'n man meer as 'n vraag waar hy dink daar is 'n trap in nie. Ja, daai loaded question. Ons weet mos, partykeer kry jy die gevoel, hierdie vraag is nie die vraag nie. Die antwoord gaan bepaal watter kant toe hy gaan. En dit maak dit interessant. Maar vertel ons meer, het jy 'n voorbeeld? Of? Nee, ek het nie nou op die oomblik 'n voorbeeld nie. Jy sal, wel, ek vat maar die algemene ene, nie dames op partykeer vra, hoe lyk die rok aan my? Of die kledingstuk aan my, en dan moet jy mooi dink wat jy antwoord. As jy eerlik antwoord, gewoonlik wat ons mans probeer, dan kan dit net die verkeerde snaar tikkel. So dis 'n swak voorbeeld, maar dit is die loaded question. Of as die vrou vra, het jy lus om te gaan uit eet, dan moet sy eintlik sê, kom ons gaan uit. Ja. Ons gaan eet uit. Mans kry alles reg. Mans kan alles reg kry, behalwe hulle eie attitude. Ons dink, Leonie, sal ons maar liewers aangaan. Ons kan aangaan, maar daar kan ek vir my liefling man opkom, want as ek nou vir my WhatsApp gaan stuur, ek is lief vir jou my liefling, dan gaan hy presies weet wat ek sê. So hy die regte attitude. Kry hy die regte vrou. Maar hoorie, ek verbeel my en my ore is nogal redelik oop deesdae. Chantay het so 'n bietjie van 'n reaksie hier agter jou so ek weet nou nie of dit 'n ja of 'n nee was, Chantay. So ons sal later daaroor gesels. Okay, mans experts om probleme op te los wat hulle self veroorsaak het. Ja. En mans sê hulle is low maintenance. Ek weet van daar is hulle low maintenance. Nee. Maar ek gaan die voorkere daarso maak so 67 voorkere. Groot genade. Nou ja,
Luisteraars, julle kan hoor, ek is maar stil, ek is in die minderheid hierso. Ek wonder wie het die navorsing gedoen. Dit was nie ek hierdie keer nie. Daar sê dan is die komplimente na Jakkie se kant toe vir hierdie ware navorsing oor die humoristiese Jy is nou dit so pertinent Man uitdruk. se doen en later. So manne, as julle vir iemand dan nou wil bydam, dit is nie ons twee dames nie. Hier sit Jakkie. Julle kan maar vir hom die WhatsApp stuur. Hierdie ene mans weier hulp al sink hulle. Dis 'n feit. Daai trots van hulle is ongelooflik en ek vra om verskoning as alle mans nie so is nie, maar regtig waar. Jy kan, hulle sal sê hulle het hoofpyn, dan sal jy 'n pilletjie aanbied, dan sal hulle sê nee, daai werkie vir my nie. So ja, dat besoek simpatie, maar of empatie of wat ook al jy dit noem, maar hulle is te wys om jou raad te vat. Daarom nie in alle gevalle. Ja, ek sal sê daai pilletjie waar jy my linkerbeen pyn, daai pilletjie is vir die regterbeen. Ja. Nou ja, mans is braaf, hulle is bang vir horror movies. Hulle is nie bang vir Is hulle nie bang nie. Maar wel vir 5 missed calls van hulle vrouens. Okay. En nou mans luister nie graag na die GPS-sisteem oor die route finder nie. Hoorie, daai is 'n waarheid. Daai dame wat op ons in is. Ja, ek is reg. Daai dame wat op ons in is sal sê in 20 whatever turn left. Dan sal Jakkie vragies dit ignoreer want hy ken die pad. Net om agter te kom, ek ken nie die pad nie. Maar in elk geval, maar verder het hy baie goeie punte ook. Ja, dis te min om hier te noem. Nou luisteraars, ons gaan nou luister na die volgende song. Ons regisseur sê sy's reg. Thumbs is up, dis lekker. En ons luister en geniet hom, net so snaakse song. En dan gaan ons oor na iets anders toe. Nou ja, daar sy dames en here. Dit klink nou amptelik. Luisteraars, Radio Fynbos, julle is ingeskakel in Radio Fynbos regstreeks uit Stilbaai se ateljee uit. Lekker om met julle gesels. Elke Woensdag 11:00 is dit ons program. Kom ons gesels oor alles en nog wat. En dan Vrydag 4:00 sit Chantay om weer oor die lig of oor die lig, ja. En die volgende week sit sy dit op ons YouTube kanaal. Dan kan julle sien hoe lyk ons en hoe word ek hier geboelie met hierdie doen en late. Maar ja, baie dankie. Dit in die song se naam was gewees Die Spook van David Rosekrans. Ek weet nie waar kom David Rosekrans vanaf nie. En hy's gesing deur Old Debo en dit is gespeel net om lekker bietjie snaaks en uit alles uit te gaan. So liewe, ek sê niks met daai koning Rosekrans. Dit klink my nie so nie. Okay. Nou ja, Veronica, ons fokus bietjies op skoonmaas. Jy's mos 'n skoonma. Ja, ek is 'n skoonma en ek is baie trots. Alhoewel my skoonseun weet waar om my te kilie, wat ook al, met sy IT kennis en so aan. Maar in elk geval, 1 jaar koop ek vir my skoonma 'n plot in die begrafplaas. Dis nou nie ek nie, dit is nou hierdie storie wat ek vertel. 'n tong in die kies storie. Ja, tong in die kies. So ek koop 'n plot in die begrafplaas vir haar verjaarsdag. Ek weet daarom ook nie of ek daarvan se gehou het, maar in elk geval die volgende jaar koop ek toe niks vir haar nie. Toe wil sy weet waar haar geskenk dan nou hierdie jaar is. En ek sê vir haar, maar ma, jy dan nie eers laas jaar sin gebruik nie. Daai fooi tog. Daai skoonma, ek kan dink nie daai skoonma se reaksie. Ja, en toe is daar ander ene, ek neem my skoonma spoor toe. En die kelner vra wat wil ek bestel. Ek sal 'n rampsteak neem, rare asseblief. Die kelner of die waiter vra dan vir my, is jy dan nie bang vir malkoei nie? Dis nou, malkoei was mos 'n siekte. Ja. En toe sê ek nee, want sy kan self bestel wat sy wil hê. Ek dink nie die Hulle het verder geëet nie. Ek dink nie hierdie seun se shares gaan baie groot. Ek dink hy het verseker die rekening betaal. Ja. Ja, toe die grasnye breek, toe hou my skoonma aankerm dat ek die ding moet laat regmaak. Maar ek
ek is 'n besige man met rugby en cricket op TV. En toe tot sy eendag slim word en probeer om haar punt te bewys. Toe ek by die huis kom, is sy besig om die gras met 'n kombuissker te sny, te knip. Toe gaan haal ek 'n tandeborsel en sê, wanneer maar klaar is, vee sommer die oprit ook. Wel, my mooi, ek bly ek het nie so skoon sê. Het jy al 'n skoon sê, Leonie? Nee. Okay, so jy moet daar, indien daar een op pad een of ander, moet jy eers hierdie dinge uitsorteer. Ek gaan dit in plek kry, hoor. Definitief. Maar gaan jy moeilik vir skoonma wees, Leonie? Hoe sal ek weet? Mens weet nie wat wag in die lewe nie. Dit alles hang van attitude af. Dis waar. Ja. Ja, ons spot lekker altyd oor skoonmaas, maar ons is tog maar lief vir hulle, so geniet dit mense. En die kinders, ons kan nie die kinders uitlos nie. Wat se snaakse goed het hulle gesê? Nou die vraag was, hierdie was blykbaar eksamenvraag. En bogenoemde een wat ons nou gepraat het oor, soos wat Veronica nou net gelees het, moet ek daarom vir Fossie sê, dankie Fossie Foster, hy het dit vir my gestuur. Dankie Fossie, is lekker om sulke goed van ons luisteraars te kry. Aan die pad van KwaZulu-Natal. Ja, Dis kan jy glo. wonderlik, ja. Nou ja, nou vir die kinders, in watter geveg is Napoleon oorlede? Kyk hoe logies is dit, sy laaste geveg. Waar was die deklarasie van vrede geteken? Onder aan die bladsy. Dis 'n goeie een. Ek dink ek sou nogal so antwoord gegee het. Ja. Nou hierdie is ook logiese een, wat is die hoofrede van egskeiding? Is natuurlik troues. Wat kan jy nooit vir ontbyt eet? Hierdie was weer vir my 'n goeie een. Jy kan nooit middag en aandete vir ontbyt eet. Wat lyk soos 'n halwe appel? Die ander helfte. Hoe kan mens 8 dae sonder slaap gaan? Baie maklik, jy slaap net in die nag. Baie goeie een, naai. Kan jy dink as jy 'n onderwyser is en jy kry sulke antwoorde? Maar ek glo hierdie is die waarheid. Hoor. Ek glo. Definitief. Ja. Want ek kan my in 'n hele paar sien hoe ek sou gaan. Nou ja, luisteraars, ons kom nader aan ons einde, maar ons het daarom nog 'n laaste storie wat ons kan vertel. Ek moet sê ek het hom geleen van internet af. Die wat hom gehoor het, het hom gehoor. Dit gaan oor 'n vragskip wat 'n dag vroeg, die wind was reg. Hy's 'n dag vroeg gedok in die Kaapse hawe en die kaptein sê toe vir die manne, daar's 100 bemanningslede op die vragskip en hy sê toe vir hulle manne, julle kan vanaand uitgaan. Gaan aan wal. Maar môreoggend 6:00 dan moet hierdie skip vertrek. Ons volgende destinasie wag. En almal stem op wees hier saam. En die volgende oggend wag hy 9:00. Toe kom die eerste ou daar aan. Die kaptein sê van waar kom ek? Ons het dan gesê 6:00. Waar kom jy nou vanaf? Hy sê kaptein, jy sal my nie glo nie. Ek het gisterand oorgebly by 'n dame. Ek het vroeg opgestaan. Ek het 'n taxi gesoek. Ek kon nie 'n taxi kry nie. Gelukkig. Toe kom daar 'n man verby met 'n perd en hy gee my 'n lift. Hy sê maar ongelukkig op pad hiernatoe by Boulevardlaan, toe val die perd mors dood neer en ek moes hardloop skip toe. Dis hoekom ek laat is. Die kaptein sê, "Oké, wat gaan ek maak? Ek moet dit glo, jy's daarom hier." En so 'n halfuur later toe kom die volgende ou daar aan. Sê die kaptein, "Waar was jy?" Hy sê, "Kaptein, jy sal my nie glo nie. Ek het by 'n meisie oorgebly. Ek het opgestaan op tyd en buite toe gaan 'n taxi gesoek. Ek kon nie 'n taxi kry nie." Hy sê, "En toe gelukkig kom 'n ou verby met 'n perd en hy laai my op." Hoe gelukkig is ek nie? En ongelukkig by Boulevardlaan slaan daai perd mors dood neer. En ek moes hardloop om hier te kom. Kaptein sê, "Jong, ja, alright." En so sê al die res 99 van die manne sê dit. Dis wat gebeur het. En die 100ste ou kom maar in, hier net voor 12. En die kaptein sê vir hom, "Wat is jou storie? Moenie eens vir my vertel nie. Ek weet presies wat dit is. Jy het oorgebly by 'n meisie, jy het opgestaan, jy het uitgegaan, jy kon nie 'n taxi kry nie, 'n ou met 'n perd het gekom, het jou opgelaai by Boulevardlaan
morsdood neergeslaan en jy moes hardloop om hier te kom. Hy sê, nee kaptein, nee. Jy sal my nie glo nie. Ek het opgestaan, ek het 'n taxi gekry. En ons het gejaag, want ek weet ek is laat. En jy sal my nie glo nie, kaptein. By Boulevard, toe's daai straat so vol van die perde, ons kon nie verbykom nie. Nou ja, luisteraars, hoe slim kan 'n mens nie wees nie? Baie, ja. Nou ja, dankie. Ons het lekker geluister. Ons staan jaareinde se kant toe, onthou volgende week selfde plek. En dankie dat julle ingeskakel het. Ons sê dit hoeveel kere. Deesdae is daar duisende stasies wat julle kan aanskakel. Dankie dat julle na Radio Fynbos geluister het. Van my kant af, mooi loop. En van my kant af onthou môre die kragonderbreking en dat julle voorbereid is en geen verskoning sê dat daar nie lekker warm kos op die tafels is. En Radio Fynbos luisteraars van my kant af, kan ek net vir julle sê, bly fyn daarop ingestel om die mooi agter elke bos te soek. Soek hy mooi stories en deel dit met ons. Mooi gaan. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.